Goeienaand broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ja, 'n mens kan altyd net opgewonde wees oor die naam van die Here. Mens verstaan nie altyd hoe die Here werk nie, maar ek dink vandag het die Here ook met my 'n pad geloop. Baie mense dink altyd dat mense wat boodskappe bring, predikers, sê dit ook nie swaar nie. Hulle weet nie hoe dit voel om ook 'n moeilike dag agter die rug te hê nie. Ja, ek het ook 'n moeilike dag agter die rug gehad vandag. En ja, selfs toe ek by die huis kom en dit is laat en mense is moeg. En selfs met die Bybelstudie, ek was net regtig moeg. En toe ek nou in die badkamer kom, toe sê net een Heer vir my sê, weet jy wat my kind? Jy is meer as oorwinnaar. Jy is beter as dit. En ek besef toe, Here, dankie. Dankie dat ek weer asem kan skep en te besef dat hoe groot is my God. Maak nie saak van die omstandighede en maak nie saak hoe jy voel nie. Die Here bly in beheer. Weet jy dit is net weer daai vuur in die brand gesteek in jou binneste, net om te sê, weet jy wat skep moet? Want die Here bly dieselfde gister, vandag en tot aan alle ewigheid. Die Here verander nooit nie. Ja, ons omstandighede is nie altyd dieselfde nie. Mens probeer so hard as moontlik om by alles te bly, maar party dae raak die dag ook net te moeilik. Omstandighede raak net erger. En dan net daai oomblik as jy tot rus toe kom, laat die Gees van die Here net met jou praat en jy besef dat jy is meer werd. Weet jy, dit is daar's mense al buite wat dieselfde voel as ek vanaand gevoel het. En ek wil net vir u sê dat die ou mense het altyd gesê, elke donker wolk het 'n goue randjie. En dit is die waarheid. Jy het eers nodig om te wag vir die donker wolk en die randjie. En jy kan nou moed skep. Van die Here bly dieselfde gister, vandag en tot alle ewigheid. Die liefde van die Here verander nooit nie. Ons omstandighede is verander en dan dink ons, dis die Here wat verander. Nee, dis ons wat verander. Dis ons wat ons hier meer verloor, dis ons wat. En op die einde van die dag is dit ons wat moet bely en sê, Here, vergewe my. Laat ek vandag my hier meer ook verloor het, laat ek ook vandag ongeduldig geraak het weer. En ja, ek meen, hy kom altyd terug op dieselfde triek. Maar ek dank God dat hy vir my die krag gee om op te staan, om vanaand weer boodskap te gee, om te sê, weet jy wat, broers en susters, dit is die moeite werd om aan te hou by die Here. Dit maak nie saak hoe ons dag was nie, dit maak nie saak hoe moeg jy vanaand by die huis kom nie. Wat saak maak is u saak nog reg met die Here? Weet u, as u vandag iets oorkom, dat jou saak met die Here reg is? Ek moes bely het om vir die Here te vra, Here, vergewe my vir vandag. Vergewe dat ek my geduld verloor het. Ek moes bely. Want die Here verwag van my om te bly en die Here verwag van u om te bly. En om te erken as gefouteer het. En die woord sê, 'n kind van die Here kan val, maar ons moet opstaan. Ons moet aangaan, ons moet vasbyt. Maar die belangrikste van alles is, kom ons maak seker ons lewens is reg met die Here. Moenie dink ek het eendag met die Here reg gemaak en die lewe is reg nie. Ons moet seker maak ons lewe is reg met die Here. Ons moet seker maak daar is 'n verandering in jou lewe, dat die manier wat jy praat, die manier wat jy voorkom, weet jy, ja, ek het ongemaklik gevoel vandag, toe ek in die dorp ook stap toe, my lig was seker dof. Maar ek dank die Here vanaand skyn die lig weer. Wat ook in die spieël kyk, toe besef ek, dis nie wie ek is nie, want dis nie wat die Here van my verwag nie. Die Here het my lief, en die liefde van God is in my hart en my binneste. En dit maak nie saak vir my omstandighede. Ek kan dit nie op die Here uithaal nie. Ek kan dit nie op u uithaal nie, my broers en susters. Ek is daarmee te bemoedig om te sê, dis moeite werd om aan te hou, om die Here te dien. Hou aan, tydig en ontydig. En vra vir die Here vir genade, bely, en vra die Here om ons te vergewe. En as ons bely het, aanvaar dit, want die Here sê, as jy bely het,
dan het die Here dit vergeet. Dis die diepste dele van die see gegooi. So kom ons bely alles wat ons so plaat hierdie dag. So nou kan jy ook weet dat ja, ek kry ook swaar dae in my lewe. En vandag was dit een van die swaar dae wat werklik waar swaar was. Maar dis net 'n rukkie, dan sodra jy klaar gebid het, dan besef jy alles val net van jou af weg. En as jy in die badkamer kom en jy vee net jou gesig af, spoel jou gesig af en jy kyk in die spieël en dan sien jy, weet jy wat, jy is 'n parel in die oë van die Here. Jy is 'n koningskind. Halleluja. Ek dink vanaand wil ek jy net bemoedig deur te sê, hou moed broers en susters, ons almal gaan deur swaar tye. En maar op die einde van die dag is dit jy moet werd om by die Here te bly. En maak seker, ek dink die belangrikste wat ek vanaand vir u wil sê is, kom ons maak seker ons bly by die Here. Ons saak is by die Here reg. As die Here vertoef, laat ons môre opstaan, maar niemand van ons sal waarborg oor 'n minuut van nou af nie, niemand nie. So kom ons maak ons saak met die Here reg en maak seker dat as die Here kom, laat ons lewens by die Here reg is. Laat ons toe hoef bekommerd te wees, dat ons gaan opkyk en sê, Here, dankie. Dankie my God dat ek die geleentheid gehad het om reg te maak en seker te maak dat my naam in die boek van die lewe opgeskryf is. En Here, laat ek kom bely het vanaand, dat U my kom vergewe het. Dis wat belangrik is. Dit is belangrik om alles net voor die Here se voete neer te lê en te sê, Here, sien my ook raak. Halleluja. My broers en susters, sterkte vir U. Mag die Here vir U seën, mag jy 'n wonderlike nagrus hê. En as jy dan môreoggend eers uit die boodskap kry, onthou altyd dit. Die Here behoed en bewaar en beskerm sy kinders. En ja, daar werk in kaarte in die Ou Testament en Exodus is, en sê die Here dat as jy hom aanroep, dan luister hy na jou. En dis wat belangrik is, broers en susters. Maak nie saak wat se omstandighede ons is nie. Kom ons roep die Here aan en God luister na ons. Halleluja. En broers en susters, weer eens baie dankie dat jy ingeskakel het by Huis van Gebed. Mag die Here vir u seën. Jy kan nie boodskap aanstuur vir u familie, vriende, mense wat jy dink bemoedig en nodig het, net om te weet dat die Here is getrou. God verlaat ons nooit nie, ons is nooit alleen nie. Die Gees van die Here is in ons harte, hier wat dit hoort, en wat vir ons vreugde gee, en blydskap gee, en die liefde van die Here in ons harte openbaar, om laat ons kan weet, dat ons is kinders van die Here, en dis die moeite werd. Halleluja. Broers en susters, kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie Here weer eens net vir die blydskap en die vreugde in my hart, dat ek vanaand kan opstaan en te sê, Here, ja, ons kan ook val, Here, ons kan ook swaar kry. Maar Here, die belangrikste is dat ons opstaan en kan erken voor U en kan bely voor U, my God. En vra Here dat U ons sal vergewe. Vader, bid vir elke broer en suster, elke seun en dogter. Here, as daar siekte in die huise is, dat Here sal genees. Here, probleme met finansies, enige probleme wat daar mag wees, Here, dat U hulle sal bystaan. Here, deur elke verdrukking sal deurdra. Here, maak nou nie saak wat dit is nie, dat U ons sal genees, Here. En Vader, ons wil U net loof en prys en vir al die lof en prys en eer gee en sê dankie, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, as U enige voorbinding nodig het, ek kan Karen tree in. U sal sien op die YouTube channel is my selfoonnommer. U kan net 'n boodskap los op 'n WhatsApp en ons sal vir u bid. U hoef nie name te sê nie, u kan net sê waarvoor ons moet bid. En ek probeer so ver as moontlik soos wat die Here dit op my hart lê om dan ook alles op te bring wat die Here op my hart lê. En ek dink dit was een van die dinge wat die Here vandag op my hart gelê het is. Of nie vandag nie, nou op my hart gelê het is om te sê dat, weet jy wat, kom ons bely dit. Ons almal kry swaar. Daar is niemand wat nie swaar kry. Hy sê daar is nie een wat nie sondig nie. Almal vir ons sondig. Maar die voordele wat ons het, Jesus streef vir ons in by die Vader. Halleluja. En broers en susters, ja, ons is beskikbaar vir bedieninge. As jy ons wil uitnooi om te kom bedien,
Jy kan dit vir ons weer eens WhatsApp stuur en ons kontak u. Baie dankie. Mag die Here vir u seën. Shalom. My broers en susters, die Here is met u. Amen.